Jy het seker al gehoor dat mense 'n woord vir die jaar kies. Party kies 'n woord wat saamvat hoe hulle wil hê daardie jaar moet verloop. Ander kies 'n woord wat uitdruk hoe hulle daardie jaar wil voel. En nog ander kies 'n woord wat verduidelik hoe hulle daardie jaar wil leef of wie hulle daardie jaar wil word. So 'n woord vir die jaar kan nogal 'n handige ding wees, want dit gee jou 'n bietjie leiding in hoe jy elke dag jou lewe leef, waarvoor jy ja sê, waarvoor jy nee sê, op watter gewoontes jy fokus, ensovoorts. Ons trek nou wel al by die einde van Februarie, maar dis nog nie te laat om jou woord vir die jaar te kies, as jy dit nog nie gedoen het nie, en dink dit is 'n goeie idee. Die stappe om 'n woord vir die jaar te kies is eintlik heel eenvoudig. Kry dus jou pen en papier, sodat jy notas kan neem om later te gebruik. Stap 1. Bid. Die eerste stap is om stil te word by die Here en vir hom te vra om vir jou 'n woord te gee vir jou jaar. 'n Mens wil tog immers die Here se wil vir jou lewe uitleef, en daarom is hierdie stap belangrik. Op die manier kies jy nie 'n woord wat veroorsaak dat jy jou tyd mors om iets na te jag wat nie binne die Here se plan vir jou lewe is nie. Stap 2. Luister en skryf. Na jy gebid het oor 'n woord vir die jaar, is dit tyd om stil te sit en te luister en neer te skryf wat jy hoor. Onthou, die Here gaan 10 teenoor 1 nie in 'n hoorbare stem met jou praat nie, maar hy kan gedagtes en gevoelens by jou laat opkom. Jy kan dalk ook prentjies en beelde in jou gedagtes sien, of hy kan 'n spesifieke situasie in jou gedagtes laat opkom. Skryf al hierdie dinge neer. Stap 3. Bid en lees. Nadat jy alles wat jy dink die Here vir jou gesê het neergeskryf het, gaan jy weer daardeur lees. Maar voor jy lees, vra eers vir die Here om dit wat hy wil hê jy regtig moet raak sien, vir jou te laat uitstaan. Lees dan deur dit wat jy geskryf het. Is daar 'n woord of 'n tema wat uitstaan? Dalk is daar meer as een wat uitstaan. Skryf dit alles neer. Stap 4. Bid. Volgende gaan jy weer bid oor dit wat vir jou uitgestaan het. As jy meer as een woord, tema of frase het, vra die Here om duidelik vir jou te wys watter een die regte een is en of dit dalk almal van hulle is. Jy kan met hierdie stap selfs 'n paar dae gebruik en gereeld daaroor bid tot jy seker is watter woord die Here vir jou gekies het. Stap 5. Soek Bybelverse. Die laaste stap is om Bybelverse te soek wat verband hou met jou woord vir die jaar. Skryf hierdie verse neer en plak hulle oral op waar jy hulle kan sien. Dit sal jou nie net herinner aan jou woord vir die jaar nie, maar jou ook bemoedig wanneer dit moeilik raak om die woord uit te leef. Dis dan die stappe wat jy kan volg om 'n woord vir die jaar te kies. Onthou om gereeld met die Here oor jou woord te gesels. Vra hom om jou meer daaroor te leer. Vra hom ook om jou te help om die woord uit te leef, want dis in die uitleef van die woord wat verandering en groei gaan plaasvind. As hierdie idee van 'n woord vir jou jaar vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Teken ook in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jou woord vir die jaar jou help om jou lewe so te leef dat jy die Here elke dag daarmee verheerlik.